In die bulletin, president Cyril Ramaphosa stel 'n nuwe nasionale direkteur van openbare vervolgings aan en die Mosselbaai munisipaliteit sê die brand wat sedert gister woed is gedeeltelik onder beheer gebring. Goeiedag en baie welkom by die visuele nuusbulletin in Afrikaans op Pretoria FM. My naam is James Kemp. President Cyril Ramaphosa het die spesiale ondersoekeenheid se hoof Andy Mothibi as die nuwe direkteur van openbare vervolgings aangestel. Die presidentsie het gisteraand aangekondig dat sy termyn aanstaande maand sal begin. 'n Paneel het in Desember onderhoude met kandidaate gevoer, maar het besluit om nie een van hulle vir die pos voor te stel nie. Die woordvoerder in die presidentsie, Vincent Magwenya, sê Mothibi was voorheen in verskeie openbare en privaat sektore en was die hoof van regsdienste by die Suid-Afrikaanse Inkomstediens. Die huidige NVG hoof, advokaat Shamila Batoyi, se termyn eindig die einde van die maand. Leonard Legetho is as die waarnemende hoof van die spesiale ondersoekeenheid aangestel. Die burgerregte groep Kaapse Forum bevraagteken intussen president Cyril Ramaphosa se aanstelling van advokaat Mothibi as die vervolgingshoof. Hulle wil weet waarom Mothibi gekies is, omdat hy nie op enige van die kortlyste verskyn nie. 14 Suid-Afrikaners wat gewerf is om in Thailand te werk en nou in die land aangehou word, sal na verwagting binnekort terug na Suid-Afrika gedeporteer word. Die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking se woordvoerder, Crispin Piri, sê die jong mense, wat in hulle 20's is deur 'n Suid-Afrikaanse man gewerf om in die inligtingstegnologiebedryf te werk. Volgens inligting word die mans nie toegelaat om met hulle families kontak te maak nie en word hulle in onmenslike toestande aangehou. Die Mosselbaai munisipaliteit sê die brand wat sedert gister woed is onder beheer gebring in die noordelike gebied by Alwyndal, die oostelike gebied by Island View en die suidelike gebied by die N2. Die brand is egter steeds aktief aan die westelike front in 'n landbougebied langs Alwyndal. Dit is steeds nie duidelik hoeveel eiendomme deur die brand geraak is nie. Inwoners van die gebiede wat gisterand na veiligheid geneem is intussen vanoggend toegelaat om na hulle huise terug te keer. Spanning tussen die VSA en Rusland loop hoog terwyl die Russiese vloot 'n omstrede olietankskip in die Atlantiese Oseaan begelei. Die vaartuig, nou bekend as die Marinera, word deur Amerikaanse owerhede agtervolg weens die beweerde oortreding van sanksies en die vervoer van Iranese olie. Die tankskip het onlangs sy naam en vlag na Russies verander om beslaglegging te bemoeilik. Terwyl die VSA beplan om naby Ierland in te gryp, voer Moskou aan dat die skip vreedsaam en wettig binne internasionale waters vaar. Rusland eis nou dat die Amerikaanse kuswag hul agtervolging onmiddellik staak om 'n diplomatieke krisis te voorkom. Dit is jou nuus op Pretoria FM. Ek is James Kemp en ek hoop jy het 'n lieflike middag verder.